Maak die Bybels oop by Titus hoofstuk 2. Maak die Bybels oop by Titus hoofstuk 2. Een van die kleiner briewe in die Nuwe Testament. Staan bekend as 'n pastorale brief. En die rede waarom dit daardie naam het, is dit gaan juis oor Paulus as pastor vir Titus. Een wat hom as vader sien. En hy kyk na Titus ook soos 'n seun, maar dit is 'n opleidingsbrief, 'n brief waarin die bediening beklemtoon word. Nou die bediening wat hier in besonder oor geskrywe word in Titus is die bediening op die eiland Kreta. Timoteus het op verskeie plekke ook bedien, en daarvoor die briewe 1 en 2 Timoteus, en Titus se bediening is op die eiland Kreta. En die bediening is moeilik in die Griekse wêreld. En dis die rede vir die brief, en hoe moet die gemeenskap geleer word op hierdie eiland. Voordat ons dit saam lees, kom ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, baie dankie Here dat ons U kan ken. Dankie dat ons kan weet dat sonder U teenwoordigheid geen dag vir ons sinvol kan wees nie. Sonder U nabyheid is dit vir ons onmoontlik om U te kan eer en te kan dank. En daarvoor is ons ook gevul met dankbaarheid dat U woord in ons midde kan wees, dat ons U mag ken, maar in besonder dat ons U woord mag lees en U kan verstaan. En daarom is die teenwoordigheid van U Gees so belangrik, dat daar nie nou skeiding sal kom tussen ons en U nie, en dat U alles sal wegneem wat skeiding maak. Verhelder ons verstand, en bo alles laat U Gees ook 'n naprediker wees van dit wat ons nou lees en oordink. Dit bid ons in Jesus Christus naam. Amen. Titus 1. Ons lees vanaf Titus 2, ons lees vanaf vers 1. Titus 2 vanaf vers 1. Maar spreek jy wat pas by die gesonde leer. Die ou manne moet nugter wees, waardig, ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die lydsaamheid. Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees soos dit die heiliges betaam, geen kwaadspreeksters of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoe te wees, huislik goed, aan hul eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Vermaan die jong manne net so om ingetoe te wees. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalsheid van in die leer, waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Die diensknegte moet onderdanig wees aan hul eie Here, hulle in alles behaag en nie teepraat nie. Hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trou betoon, sodat hulle die leer van God, ons verlosser, in alles kan versier. Ons gaan in die gedeelte, in die prediking stilstaan by verse 1 tot 6. Ek herhaal vers 1 wat die inleiding van hierdie gedeelte is. En ook die kern van die gedagte. Maar spreek jy wat by die gesonde leer pas.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hande op as u reken dat u baie gesond is. Dat u van uitnemende gesondheid is, fisies en in u geloof. Hande op. Waarskynlik een van die moeilikste sake wat 'n mens kan bereik, is volmaakte gesondheid. En reg deur ons lewens gaan ons eintlik maar net deur 'n fase waar ons dink ons is gesond, dink ons is sterk, tot ons besef wat ons eintlik onder lede het, wat ons eintlik makeer. En gesond wees is 'n kenmerk van hierdie gedeelte van die skrif. Nie fisiese gesondheid nie, maar wel geloofsgesondheid. Die vraag is, waarom is dit nodig vir geloofsgesondheid? Wat sou die rede wees dat geloofsgesondheid 'n fokuspunt moet wees in die gemeenskap? In die geloofsgemeenskap, in die samelewing, waarom sal gesondheid veral in die geloof noodsaaklik wees? Het jy al daaroor gedink? Ons hou van mense moet graag normaal wees. Ons kyk na mense en sê, maar hierdie persoon lyk nie reg nie. Hierdie persoon doen nie reg nie. Hierdie persoon dink nie reg nie. Het julle gesien wat hy doen? Het julle gehoor wat sy sê? Het julle gehoor wat hulle daar aangevang het? Ons verbasing oor gedrag is soms verstommend. Asof daar net gesonde mense rondom ons bly. Persepsie is dat ons bekeer eintlik niks. Ons is die gesondes, julle is die siekes. Dit is maklik om dit te sê. Hoe lyk die inwoners van Kreta, daar waar die Here Jesus bereid was om 'n kerk te vestig? Hoe lyk die inwoners? Vers 12, 'n getuienis van een van die profete. Een uit hulle, hul eie profeet het gesê, die Kretense is altyd leenaars, ongeduurtes, lui buike. Hierdie getuienis is waar. Daarom moet julle hulle skerp bestraf, sodat hulle gesond in die geloof kan wees. Stap 'n bietjie uit die kerk uit vandag. Hou jy notaboekie byderhand vir jong mense, selfoon, notepad. Of as jy nou nie tyd het om te skryf nie, maak 'n gedagtenota as jy dit kan onthou. Van wat u in die volgende 7 dae raak sien in u woonbuurt. Ons dorp is gelukkig klein genoeg om te sê in hierdie dorp. En sê watter karaktereienskappe u raak sien rondom u van mense wat hulle doen, wat hulle sê, en vra 'n bietjie, is ek soveel anders? Want die toets lê daarin. Wie is ons? Wie is ek? Waar staan ek vandag as ek totaal ontbloot word voor die Here? Wat moet ek erken is ek? Watter eienskappe soos blaatant van Kreta gesê gaan van my gesê kan word? Dit bring ons by die teksgedeelte, want dis die agtergrond. In 6 verse word 4 groepe mense genoem. 4 groepe mense wat 'n sleuteldeel van die samelewing is, want dit is al die mense. En ek kyk vanoggend so oor die gemeente en ek sien ouer manne. Kyk so en ek sien ouer vroue. Kyk so en ek sien jonger vroue. Meisies.
En ek sien jonger seuns. Nou wat sien ek as ek hulle sien? Ek sien 'n sleutelkomponent van die kerk van Jesus Christus. Al die boustene is teenwoordig wanneer ek dit sien. Wanneer Christus sy kerk bou, vra hy nie hoe goed is die materiaal nie. Hy maak die materiaal so goed as wat hy dit nodig het. Hy vra nie 'n vraag van, weet jy wat, ek kan nie, Kreta is 'n groterige eiland, maar ek weet nie of ek hier 'n kerk kan bou nie. Die materiaal is 'n bietjie, hoe sal mense dit noem? Bietjie swak. Die karakter van materiaal is bietjie swak, bietjie onstabiel. En die vraag wat ons heeltyd moet vra wanneer ons hierdie 4 groepe deurlees en deurwerk in 'n baie vinnige manier, dit vereis 4 preke, maar vir die onthalwe vir die eenheid wil ek graag dit in een doen. Vandag, al 4, op 'n ander stadium dalk 1-1. Wanneer die ou manne as boustene in God se koninkryk sigbaar moet wees, is dit nodig om die volgende raak te sien van ou manne. Die vraag is onmiddellik, ek is nie oud nie, is ek 'n ou man? Praat die skrif van my? Of kan ek maar eenkant staan en sê ek is nog nie deel van die groep nie? Dis 2 sieninge wat raak gelees is. Iemand sê 'n ouer man is een wat ouer is as die jonger man. Net oor hy ouer is. 'n ander kommentaar sê, dit is waarskynlik nie 'n man hier in sy hoë ouderdom in die laaste fase van sy lewe nie, maar een hier tussen 50 en 60. En iemand sal sê, maar dit is nie oud nie. Dis waar. Maar daar's 'n eie karaktereienskap wat aan ons leierskap moet wees, en dis wat ons moet raak hoor. Wanneer die Gees van God die gemeente voorberei en die pastor wat haar voorberei, moet die boustene geskoei word op wat God wil hê. En waar wil hy leierskap sien? Ouer manne. Ouer manne. En die Griekse woord beteken dieselfde as konings. Die Griekse woord presbyteros is die koninklike amp, die ouderling amp. Jy hoor die woord ou. En as net 'n verbuiging in die laaste deel van die woord, die stam is dieselfde, presbyter bly dieselfde, dis die ou deel. Maar die rolverdeling verskil. En raai wat, die vroue wat oud is, het ook die eerste deel van die woord, net die vroulike agterkant. Wanneer die Here in sy koninkryk van die ouere gebruik maak, gee hy vir ons 'n rede daarvoor. Want beide die oueres het 'n karaktereienskap wat oorvleuel, daar's meer as een. Die eerste karaktereienskap wat ons lees by die manne in vers 2, is dat hulle nugter moet wees. Dit beteken dat jy nie iets moet drink, iets moet gebruik wat jou verstand stadiger maak, wat jou verstand bedwelmd maak nie, dat jy helder kan dink oor dit wat jy moet sê en dit wat jy moet na kyk. Vroue, moenie verslaaf wees aan baie wyn nie. Die woord verslaaf word juis gebruik omdat jy 'n slaaf word in die konteks van die Ou Testamentiese wêreld, van die antieke wêreld, dat daar is 'n nuwe baas in jou lewe, daar is 'n nuwe eienaar in jou lewe, en jy kan nie aangaan sonder om dit te gebruik nie. Jou afhanklikheid is 'n probleem. Nugter wees, manne, nie verslaaf wees aan baie wyn nie. Dit is belangrik vir beide ou manne en ouer vroue. Manne, julle word verwag om waardig te wees. Waardigheid gaan oor respek. En vir die wat al afgedank is, afbetaal is of net vervang is met 'n nuwer een,
by jou werk. 'n Jong nuwe bestuurdertjie word aangestel bo jou en dan vra mense, maar wat weet hy? En dan sê maar, hy weet dan dit nie, en hy weet dit nie, en hy weet dit nie, en dan wil hy ons leer. Wat wil hy vir ons sê? Hoe wil hy ons lei, as hy nie eers deur al die stappe is nie? En dan het 'n mens 'n mate van disrespek teenoor hierdie persoon, met jou sogenaamde nuwe baas is. Hoeveel het al daarmee geworstel? Respek, word gesê, is iets wat jy verdien. Jy kan nie sê, ek is nou die baas, respekteer my. Selfs die beste van bestuurders het geweet, jy moet eers respek verdien. Al is jy in die hoogste posisie. Respek groei. Wat word gesê van die ouer vroue? Haar gesag is een van statuur, maar ook weens die vereiste dat sy 'n rukkie daar moes wees. Geen ouer vroue se woord sal aanvaar word deur, en jy sal mooi sien die skakel tussen ou vroue en jonger vroue is, hulle is die leraresse vir die jonger vroue. Die manne gaan hulle nie leer nie, die vroue gaan. As die ouer vroue nie van statuur so is dat jy na haar opkyk nie, jonger vrou, hoekom sal jy by haar wil leer? Hoekom sal jy by haar wil leer? Jy sal nie, want sy is vir jou niks. En haar gedrag stoot jou weg. Het ons nie geleer toe ons in die laerskool was, dat die juffrou maar lelik is met my vandag nie. Die juffrou pik net op my. Ek luister nie meer na haar nie. Ek gaan 'n moeilike kind in die klas wees, want juffrou is juffrou. Ek kan nie eers by haar leer nie. Of juffrou is so gaaf en mamma is so kwaai altyd. Mamma sê altyd, moenie dit nie, moenie dat nie, moenie dit nie, moenie dat nie. En nou, luister ek eerder vir juffrou as vir mamma. Leer ons dit nie al vroeg nie. Wat maak dat ek by mamma wil leer? Wat maak dat ek by die moederlike wil leer? Teenoor 'n ander. Manne, ouer manne. Volgende eienskap is ingetoe wees. Dis 'n woord wat beteken om selfbeheersing te hê. Om beheer te hê oor jou begeertes en jou drange. Om jouself te kan vashou, 'n eienskap wat ons raak lees in die Nuwe Testamentiese beginsels oor die vrug van die Gees. Wanneer karaktereienskappe van manne duidelik word dit duidelik dat daar is iets van 'n vaderlikheid, en as ek na vaders kyk wat selfbeheersing het, na vaders kyk wat waardig is, wat ek kan respekteer, wat altyd nugter en helder denkend is, hoe lyk hierdie vader vir my? Laaste paar belangrike eienskappe van die vaders, voor ek na die moeders terugkeer. Vaders, wees gesond, 3 woorde, in hierdie 3 woorde. Wees gesond in die geloof, ken Jesus, en weet hoekom. Ken jou verlosser, en ken die pad. Ken dit wat jou 'n sekere standpunt gee, in geloofswoorde, en jou volgelinge, jou disippels, daardie jonger man, sal na jou kyk en sê, ek dink dis die pad wat ons moet stap. En die opkomende leierskap sal dit raak sien vir wat dit is. Die tweede aspek waarin gesondheid moet duidelik wees, vers 2 sê, gesond in liefde. Liefde beteken om 'n opofferend te wees, en liefde word gedefinieer in Efesiërs 5, waar Christus as die man se hoof, as sy verlosser, die prentjie moet wees, want soos wat Christus sy lewe opgeoffer het vir die kerk,
vir sy bruid, moet jy jou lewe opoffer vir jou bruid, vir jou vrou. En wanneer jy opofferende liefde verstaan as ouer man, en nou gaan jy begin hoor, wat is die ondertone van ons toestand? Ons is nie altyd nugter nie, want dit is nie vir ons lekker nie. Ons is nie altyd waardig nie, want dan moet ons verantwoordelik wees. Ons is nie altyd gevul met selfbeheersing nie, want ons wil partykeer vry wees en ons eie mens wees. Ons wil nie altyd vir mense getuig dat Jesus my koning is nie, want eintlik wil ek my eie koning wees. En opoffering is vir my 'n baie moeilike ding, want dan moet ek sê ek is verkeerd. Dan moet ek erken. Ek hou nie van jammer sê nie, want eintlik was ek reg. En ek sal nie aanvaar dat jy vir my voorsê wie ek is nie. En dis die laaste saak wat in gesondheid dan uitvloei. As die apostel skryf in vers 2 se laaste woord, jy moet gesond wees in die lydsaamheid. Lydsaamheid beteken in hierdie konteks standvastigheid. Nou ons kry die prentjie van die vaders. Vaders, julle lyk dan so. Julle is 'n bousteen in die samelewing. Julle vorm hoekstene in die gebou. Julle vorm die sterkste van die bouwerk, want as julle staan, staan alles. As julle verdwyn, verdwyn alles. Omdat julle nugter is, kan ons voortgaan, want die dronkes kan nie fokus nie. Julle kan. Ons het respek vir julle, want julle het gekom waar julle is deur harde werk. Julle selfbeheersing is vir ons uitnemend. En as gevolg van julle gesond wees in die geloof, in die liefde en veral in julle standvastigheid, kan ek nie sonder julle nie. Nou beskryf ek niemand. Daar's nie een mens wat so lyk nie. Daar's nie een man wat so lyk nie. Ek beskryf 'n storie. Want ek het nog nie een gevind waarvan ek al hierdie goed in een gesprek kan sê nie. Nie eers van myself nie. Dis wat ons is. Dis die beste wat ons soek, wat nie beskore is in volledigheid nie. En dis hoekom ons Christus nodig het. Want as die stikkendste mense in Kreta so is, as hulle die oudstes is, na 'n hele lewe van, saam met die grysheid kom ons die wysheid, en ons is nie wys nie, ons is nie nugter nie, ons is nie altyd waardig nie, ons is nie altyd met selfbeheersing gevul nie, en ons is nie altyd gesond in geloof, liefde en in standvastigheid nie. Ons val maar rond. Dan sien jy raak wie ons is, op Kreta. Hoe lyk dit hier? Hoe lyk dit hier? En ouer vroue? Ook die beste plek in die gebou, gevul met die oudstes van vroue. In hulle gedrag moet hulle wees, en die eerste woord wat in besonder nie by die manne staan nie, want die manne moet respek afdwing in hulle gedrag wat aan die Here eerbied gee. Die dames moet lyk soos dit. Hulle moet in hulle gedrag wees soos dit die heiliges betaam. En hier kom mense tot 'n skok agter as jy in die Grieks gaan bestudeer. Wanneer daar staan soos dit die heiliges betaam, dan gaan dit terug na wat het die priesters gedoen by die tempel, by die tabernakel. Hulle het die heiligdom van God bedien met die heilige gawes, sodat almal wat die heiligdom betree, heilig kan word. En heilig beteken om afgesonder te wees vir die Here. Elke daad wat die vroue dan moet aanpak, moet 'n priesterlike daad wees in daardie opsig dat wanneer verhoudings gebou word, ek dit bou omdat God se koninkryk hiervan afhang.
Daarom, as hy sê die volgende moet nie by jou wees nie, vers 3, geen kwaadspreeksters nie, nie aan baie wyn verslaaf nie. Wanneer jy kwaadspreekster is, in die Griekse woord daar, die stamwoord diabolos in. En dit beteken duiwels. Die stamwoord sê duiwelse gedrag. Wat is dit? Waar het ons die duiwel leer ken? Die Bybel het begin met alles was mooi, alles was goed. En op 'n dag verskyn een wat listiger is as al die diere in die veld. Maar die karakter van die duiwelse gedrag word vir ons hier verduidelik. Wanneer duiwelse gedrag aan kwaad spreek, kwaad is die woord wat duiwels is. En wanneer woorde aan duiwel verbind word, word die volgende waar. Wanneer die duiwel sê, is dit so dat julle nie van alles in die tuin mag eet nie, die duiwel gelieg. Maar hy het nie 'n blaatante leuen vertel nie. Daar is presies gesê, julle mag nie van alles eet in die tuin nie, julle mag nie eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie. Daar word gesê, julle mag duidelik nie daarvan eet nie. 'n Instruksie, ons staan in die teologie staan dit selfs bekend as die proefgebod. 'n Gebod waarin daar geproef word, getoets word. 'n Toetsgebod, sal jy luister? 'n Gehoorsaamheidstoetsing. Duiwel lieg nie daaroor nie. Maar wat doen hy wel? Hy vat 'n woord wat so waar is en hy skink hom so in dat jy nie kan hoor wat hy sê nie. Hy vra vir hulle, is dit so dat julle nie van alles in die tuin mag eet nie? Dit klink anders. Van alles in die tuin mag julle vry eet, behalwe, sê die Here. Die duiwel sê, dis nie so, julle mag nie van alles in die tuin eet nie. Weet julle hoe beperk julle is? Julle het eintlik geen vryheid nie. Julle het eintlik geen spyskaart nie. Hoe gaan julle oorleef? En dan eet julle van die vrug, want julle gaan soos God word, nog 'n leuen. Dis nie waar nie. En wanneer die woord verduidelik word, wanneer ek praat oor die waarheid, maar ek praat nie die volle waarheid nie, word dit 'n halwe waarheid. 'n Halwe waarheid is gevaarliker as 'n leuen. Het jy al die speletjie gespeel, kinders? Telefoontjie, is 'n baie ou speletjie. Dit werk nog steeds vandag net soos in die ou dae. Iemand kry 'n kort sinnetjie om te sê, langs aan staan 'n maatjie, vertel die kort sinnetjie vinnig oor, saggies, niemand kan hoor wat jy sê nie, en dan vertel ons hom weer oor en weer oor en weer oor, en na 20 mense jou sinnetjie gehoor het, is dit 'n ander boodskap. Dit klink nie soos die eerste woord nie, en die sinnetjie het verander. Wat het ons gedoen? Ons het nou die waarheid vertel. Jy het gesê, dis dit. Ek het dit gehoor, die ander het dit net so vertel soos die vorige een wat het verkeerd vertel het. Die volgende het vertel wat hulle gedink het hulle gehoor het. Hoe werk dit? Kwaadspreking is gevaarlik. Nie omdat ek iets oor vertel nie, maar oor ek vertel so om te dink oor wie dit gaan. Wanneer ek vertel, is dit nie 'n probleem nie. Maar ek vertel nie altyd die mooi nie. Ek vertel baie keer die sleg. Ek sê, het julle gehoor wat daar gebeur het? Dis 'n gebeurtenis. En dan sê iemand, daai persoon is dood, en dan bel iemand en sê, hey, ek is nie dood nie. Dit het al hoeveel keer gebeur. Dis dieselfde naam dalk. Dis nie dieselfde persoon nie. Dis nie dieselfde omstandighede nie. En soms was die storie net nie soetsappig genoeg nie. Daar was nie eintlik genoeg daaraan nie. Ek wil graag 'n goeie storie vir my vriendin vertel. En dan vertel ek vir haar die storie so mooi. En dan het ek dan lekker vertel wat ek gehoor het. Of iemand sê, ek is dan maar reguit mens. Ek gaan nou net doekies omdraai nie. Jy is so. Of dit is so. Ek was dan baie eerlik. Die Bybel sê ek moet altyd die waarheid praat. Ek praat die waarheid onbeskaamd. Maar wat het jy vertel?
Christus stel dit in lig, 'n lig wat meer sin maak. Wanneer jy iets sê van iemand, oor iemand of vir iemand, met 'n bedoeling van seermaak, het jy moord gepleeg. En dis hoekom die duiwel in hierdie woorde gekoppel word. Dis hoekom die duiwel se gedrag hieraan gekoppel word, en ouer vroue word verbied om dit te sê, word verbied om te skinder, word verbied om net stories te vertel vir stories se onthaalwe. Want stories maak skuld. En dit skep baie meer probleme. En daarom, ouer manne, wanneer julle ingebou word in hierdie huis, as stewige boustene, en susters, jy word ingebou in hierdie huis, as stewige boustene, is hierdie aspek van vrou wees die moeilikste aspek om te beheer. Want gaan toets 'n bietjie. Fisiologies is dit baie moeiliker vir vroue om minder te praat as manne. Selfs die begaafdste manne is 'n bietjie agter, as dit kom by die voorraad van woorde van vroue. En as ons die heiligheid van God se bediening in die heiligdom kan vul met dit wat God wil hê, wat sal ons wees? Moeders, u word dus die volgende van verwag, Bybels gesproke. Ons bly op Kreta, die vroue, julle moet bedien soos dit die heiligdom betaam. Julle moet mense verbind in julle verhoudings aan God. Dis wat priesters gedoen het. Julle moet praat, maar nie soos die duiwel nie. Julle moet nugter wees. So moet julle wees dat die jong vroue by julle kan leer dat hulle versigtig moet wees. Want julle is mos versigtig. Dat hulle versigtig moet wees, want julle is versigtig. Julle het julle mans lief, daarom moet hulle mans lief hê. Julle moet julle kinders lief hê. Jonger vroue, julle moet nie losbandig leef nie, dis wat die woord kuis beteken, vers 5. Julle moet huislik wees, dit beteken, julle moet nie vasgekluister wees in die huis, maar die huis moet 'n tuiste word waar asem gehaal word. As man by die huis kom, dat hy weet hy haal asem hier. As kinders by die huis kom, dat hulle weet, hier leef ons. En in vandag se gebroke wêreld waar ma's en pa's werk, hardloop ons almal rond en kom terug na huis, nog nie huislik nie, en ons ly daaronder, weens ons omstandighede. Jong manne het net een sinnetjie. Kry selfbeheersing. Kry selfbeheersing. Hou dop wat die ouer manne moet doen, kyk daarna, selfbeheersing. Ouer vroue, selfbeheersing. Jonger dames, selfbeheersing. Jong manne, selfbeheersing. Dit is 'n goue draad. Maar waarom moet ons dit hoor? Waarom moet ons dit hoor? Waar ek kyk is dit stikkend. Waar ek kyk is dit gebroke. Waar ek kyk lewe niks en alles wil doodgaan. Waar ek kyk lewe niemand en almal is in 'n stadige vorm van dood. As die Here sy kerk wil bou, moet daar vrug gedra word van kerkwees. En wanneer ons mekaar vermaan en in liefde sê, die samelewing is stikkend genoeg, laat ons onsself fokus op een heerser en God, wat ons herskep na sy beeld, wat ons van hierdie gebrokenheid vervreem op pad na die hemelse heerlikheid, maar ons vir mekaar gee, om as ouer manne en ouer vroue stabiliteit in hierdie samelewing te gee. 'n Liefde vir mekaar te koester, dat die jonger vroue sê, mamma wys my, hoe moet ek dit doen? Ek kan nie sonder jou nie. Ek kan nie sonder jou nie. Dat daai arm baie kort en naby bly vir die opkomende vroue.
En die jong man in die rondval en sê, maar hy weet nie wat is standvastigheid nie, want hy sien dit by die ouer man. En hy sê, ek kan nie sê, hy weet nie wat is nugter wees nie, hy sien dit by die ouer man. Hy weet nie wat is respek nie, maar hy sien dit by die ou man. Laat ons opkyk, jong manne. En laat ons ou manne weer terugkyk na Christus. En laat ons op hierdie wyse net een ding sien. As die Here Jesus Christus gekom het vir die lam, die siek en die verlorene. En het sy lewe opgeoffer sodat elkeen 'n asem kan kry. Is die kerk nie agterweë gelaat nie. Deur sy Gees het hy gekom om die sieke meer regop te hou. Ons is nie net in 'n toestand van doodgaan nie. Maar ons is in 'n toestand van die Here help ons op. Kyk waarna toe. Moenie moedeloos word nie. Volhard in gedrag wat pas by jou koningskap. In die koninkryk waarin jy leef. Maar God bly die koning van jou lewe. Laat dit so wees. En in Christus Jesus vind ons een ding. Dat jou gedrag bou die gemeenskap van die gelowiges op. Dankie ou man. Dankie ouer vrou. Dankie jong dame. Dankie jong seun. Elkeen is belangrik in hierdie gebou van Christus Jesus. Laat ons wees 'n huis van die Here. Amen. Almagtige en barmhartige God. U goedheid en u guns, u genade, u sorg en dit waarop ons vertrou, is in u alwysheid geleer aan ons. En wanneer ons deur die lewe leef en ons begin grys hare vorm, is ons vraag, wat is ons sin nog in hierdie lewe? Is ons nou maar moeg en afgeleef en niks meer werd? En die antwoord is nee. Dankie Here dat ons saam kan getuig, dat U met ons besig is, dat U ons herbou, dat U ons hervorm, en dat U ook 'n boodskap het vir vandag se samelewing, dalk so stikkend soos op Kreta, dalk so stikkend. Daarom is U gesonde leer vir ons kosbaar, vir man, vir vrou, vir kind. Mag ons Here deur U gevoed word, versterk word, bemoedig word, gelei word na 'n plek van rus. Laat U genade oor ons spoel. Aan U die eer, die dank en die aanbidding in Christus naam. Amen.